Daar is vir my gesê, ons word opgeneem en alles, so ek moet mooi duidelik praat en ek moet my mikrofoon aansit. Goeiemôre almal en baie welkom by vanoggend se meditatiewe diens. Soos wat dit gewoonlik werk, gaan niks aangekondig word nie en daar is 'n goue draadjie wat reg deur die hele diens gaan. Vanoggend gaan ons kyk na die verhaal van Naaman, die melaatse wat genees is. En ook dan nou die tekste wat dan daarmee gepaard gaan, gekomplementeer word. En wanneer ons dan nou ook vandag so sit, ek gaan nie te veel doen om te preek of die insigte van die teks te veel uiteen te sit nie. Ek gaan 'n kort boodskap doen, maar die idee is eintlik dat die skrif vir homself of vir haarself moet praat. So ons gaan 'n paar oomblikke stil word. Ons gaan dan sommer begin ook met die lied Down to the River to Pray, wat dan nou ook pas by Naaman wat na die rivier toe gegaan het om homself te laat was. So ons raak rustig, ons raak bewus van die stoel waarop ons sit, die effense buite in die lug, maar ook die wete dat die Here vanoggend hier is. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ons ontmoet mekaar in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, ons gee hierdie tyd aan U. Maak ons stil, maak ons ontvanklik. Spreek, Here, want U knegte luister. Vriende, mag die Here wat ons roep om uit te gaan, om te seën, hier wees vanoggend in ons midde. Mag hy ons harte oopmaak vir sy woord, mag hy ons gedagtes lei en ons vul met sy gees. Die Here groet jou vanoggend en gee vir jou sy vrede. Hierdie kers wat ons aansteek,
herinner ons aan die lig wat in die duisternis skyn, aan die hoop wat in gebrokenheid kom, aan die geneeser wat na die siekes kom, aan God se lig wat ons soms op verrassende maniere kom deurbreek. Hierdie Kers herinner ons aan die lig wat ons ontvang het toe ons genees is, toe ons gereinig is, en wanneer ons weer kan sien, of wanneer ons kon sien wie ons werklik is, geliefdes, gestuurdes, geheilig, gered. En wanneer ons dan ook na die onbekende pad voor ons kyk, gebruik ons ook die woorde en vind ons troos in die woorde van Psalm 119 wat sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Hierdie klank uitgesny. Want hy speel hier. OK, maar julle ken die lied. Ek gaan gou vinnig net weer toets. Ag, dis ook deel van die daar vat hy. OK. Die skriflesing vandag kom uit 2 Konings 5 vanaf vers 1 tot 14. U is baie welkom om dit weer by die huis ook te gaan kyk. Daar is 'n paar verse voor en na wat bietjie konteks gee, maar ek gaan net fokus op die eerste 14 verse. Ek lees uit die 2020 vertaling. Naaman, die bevelvoerder van die leer van die koning van Aram, was 'n belangrike man by sy heer en hy is hoog geag, want deur hom het die Here aan Aram 'n oorwinning gegee. Hy was 'n baie dapper krygsman, maar hy was melaats. Uit Aram het 'n strooptog getrek en 'n jong meisie uit die land Israel gevange geneem en sy het by Naaman se vrou gedien. Sy het vir haar mevrou gesê, as my heer, dis Naaman, tog net na die profeet in Samaria sou gaan, hy sou hom van sy melaatsheid genees. Net 'n oomblik hier.
hy sal hom van die melaatsheid genees. En dit impliseer dat die meisie het gedink dis die profeet wat hom sal genees. Naaman het gegaan en dit aan sy heer meegedeel en gesê, so en so het die meisie uit die land Israel gesê. Die koning van Aram het gesê, gaan, ek sal 'n brief aan die koning van Israel stuur. Naaman het toe vertrek en 10 talente silwer, 6000 stukke goud en 10 stelle klere saamgeneem. Hy het die brief aan die koning van Israel gebring. Daar het gestaan, wanneer hierdie brief jou bereik, let op. Ek het my dienaar Naaman na jou toe gestuur, sodat jy hom van melaatsheid kan genees. Toe die koning van Israel die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê, is ek dan God om iemand te laat lewe of sterwe, dat hy hierdie man na my toe stuur om van sy melaatsheid te genees. Let tog op en sien hoe hy 'n rusie met my soek. Toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeur het, het hy die koning laat weet, waarom het u klere geskeur? Laat hy tog na my toe kom. Dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is. Naaman het toe sy perde en strydwaans gekom en by die deur van Elisa se huis gaan staan. Elisa het 'n boodskapper na hom toe gestuur en laat sê, nie Elisa self nie, hy het 'n boodskapper gestuur. Gaan en was jou 7 keer in die Jordaan, en jou vlees sal weer gesond word, jy sal rein word. Maar Naaman het kwaad geword en weggegaan. Hy het gesê, kyk, ek het gedink, hy sal self na my toe uitkom. Gaan staan en die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek beweeg en so die melaatsheid genees. Is dit Albana en die Parpar, die riviere in Damaskus, nie beter as die waters van Israel nie? Sou ek nie daarin ook kon was en rein word nie? Hy het omgedraai en woedend weggegaan. Maar sy dienaars het nader gekom en met hom gepraat. Vader, as die profeet u 'n groot ding beveel het, sou u dit dan nie gedoen het nie? Hoekom nie liewers doen wat hy sê nie? Was jou en jy sal rein word. Naaman het toe afgegaan en hom 7 keer in die Jordaan gedompel, soos die man van God gesê het. En sy vlees het weer geword soos die vlees van 'n klein seentjie, en hy het rein geword.
Die Psalm vir vandag is Psalm 30, 'n Psalm van Dawid, 'n lied by die inwyding van die tempel. Ek sal U verhoog, Here, want U het my opgetel, en U het nie my vyande oor my laat juig nie. Here my God, ek het U naam geroep om hulp, en U het my gesond gemaak. Here, U het my lewe uit die doderyk opgetel. U het my lewe herstel, sodat ek nie in die put moes afdaal nie. Sing tot eer van die Heer, sy getroue aanhangers, loof sy heilige naam, want sy toorn duur 'n oomblik, maar sy goedertierenheid 'n leeftyd. Die aand bring geween, maar die oggend vreugde geroep. Toe dit goed met my gegaan het ek gesê, ek sal nooit wankel nie. Here, in U goedheid het U my berg sterk gemaak. Maar toe U aangesig weggesteek, ek was verskrik. Here, ek het na U geroep. Ek het die Here om genade gesmeek. Wat het U aan my dood, aan my afdaal in die put? Kan stof U loof en U getrouheid verkondig? Hoor tog, Here, en wees my genadig. Here, wees my helper. U het my weeklaag in 'n dans verander. U het my rouklere uitgetrek en my met vreugde omgord, sodat my eer U kan besing sonder ophou. Here my God, ek sal U vir ewig loof. Psalm 30 word soms saam met Naaman se storie gelees. Want as ons kyk na die Psalm se woorde, is daar amper 'n paar ooreenkomste, 'n paar beelde, soos klere wat geskeur word en vernedering en hartseer en 'n hulpeloosheid, en dan ook iets van hulpeloosheid en weerloosheid wat omgeskakel word in hosannas en in lofliedere. Dit is hoekom ek die twee tekste saam gelees het. Ek wil net 'n paar gedagtes vanoggend saam met julle deel. Ons lees vanoggend in die teks wat ons gelees het in 2 Konings van 'n man met die naam Naaman. Naaman is 'n man wat alles gehad het. Ons kan uit die teks uitlei dat hy baie ryk was, dat hy 'n man van aansien was, 'n baie belangrike en ook 'n man wat dapper was, hoog geag. Hy het selfs toegang gehad tot die koning. Maar dan kom daar die klein woordjie wat alles verander, 'n draaipunt. Die woordjie maar, 'n teenstrydigheid. Maar Naaman was melaats. En in daardie klein woordjie lees ons eintlik 'n ander storie. Ten spyte van al hierdie wonderlike goed wat in Naaman se lewe gebeur het, ten spyte van sy rykdom en van sy aansien, was hy melaats. Skielik is hy onbelangrik. Skielik is hy onrein. Skielik word hy beskou as swak, iemand wat ander sou aansteek. Hy mag nie in die stad noodwendig gewoon het nie. Hy sou nie die tempel kon besoek het volgens die gebruik van daardie tyd nie. Hy sou nie saam met sy gesin of
familie noodwendig kon, of saam met vriende geëet het en gekuier het nie. Hy moes klere skeer as 'n teken van rou, want hy rou oor sy eie lewe. Hy moes sy hare losmaak as 'n teken van skaamte. Hy moes sy baard bedek het as 'n teken dat hy nie meer 'n man van aansien is nie. As hy op pad was en iemand kom aangestap, sou hy moes uitroep, onrein, sodat almal hom kan hoor. Ek is onrein. Melaatsheid is in daardie tyd ook gesien as 'n straf van God. Melaatsheid was 'n kenteken dat jy iewers 'n vloek op jou het, dat jy iewers 'n of ander sonde gedoen het. En die vrees om melaats te wees was eintlik groter as die siekte, want meeste mense het gevrees om nie tempel toe te kan gaan nie, gevrees om nie saam met vriende, familie te kan eet nie, gevrees om alles te verloor, veral as jy iemand soos Naaman is, wat alles gehad het, die aansien. Eintlik wou jy net verdwyn het, jy sou baie skaam gewees het, jy sou kon gegaan het van 'n belangrike mens na 'n niemand. Hierdie Naaman waarvan ons gelees het, was 'n groot man, 'n krygsman, 'n oorwinnaar, maar hy was besig om weg te kwyn, kleiner te word. Hy het gesien wat die melaatsheid in sy lewe sou kon bring, en daarom sou hy heel moontlik alles in sy vermoë gedoen het om hierdie melaatsheid te beveg. Dalk was daar verskillende profete, geneeshere, mense wat met die koning in die paleis ook gewoon het. Maar ons sien dat dit nie gehelp het nie. Hy het gesien hoe sy wêreld besig is om in mekaar te krummel. En dan uit die bloute kom daar 'n boodskap. Nie van 'n priester af nie, nie van 'n generaal nie, nie van een van die konings se raadgewers nie, maar van 'n kind, van 'n meisie, 'n jong meisie, 'n slaaf. Iemand wat nie eintlik 'n stem gehad het nie, iemand wat ook oorgesien sou word, iemand wat as 'n besitting beskou is. En sy sê, as hy maar net na die profeet toe sou gaan in Israel, in Samaria, dan sou hy gered word. Sy is 'n slaaf, 'n besitting, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Sy het geen magstatus of regte nie. En tog het haar stem Naaman se hele wêreld verander. Daarna het hy gedink, dalk het hierdie meisie iets beet. Ons het nou alles probeer, ons het niks om te verloor nie. En hierdie man wat besig is om te sien hoe sy lewe mekaar tuimel, al planne moet maak vir wat gebeur as die melaatsheid hom sal oortrek. Hy luister na hierdie woorde. As my Heer tog net na die profeet in Samaria sou gaan, hy sou hom van sy melaatsheid genees. Sy praat nie van haarself nie, sy praat nie van haar eie pyn nie, sy praat van die geneeser. Sy wys na Elisa, die profeet van God. Nou omdat Naaman al alles probeer het, het hy besluit hy gaan vertrek. Hy neem 'n klein fortuin saam met hom, 10 talente silwer, 6000 stukke goud, 10 stelle klere. Hy verwag een of ander skouspel, hy verwag 'n groot vertoning, 'n groot verwelkoming. Hy verwag alles gaan nou, hier is sy uitkoms, hier gaan die dinge nou gebeur. Hy verwag dat die profeet self sal uitkom, sy hande oor hom sal beweeg, 'n paar toertjies doen en hom sal genees. Ons lees dat Naaman eers by die verkeerde adres aankom, hy kom by die koning aan, en die koning was so ontsteld geweest van, ek is nie die een wat jou gaan genees nie, ek weet nie waarvan jy praat nie. Daarna gelukkig het Elisa gekom, maar daar is nog 'n draaipunt in hierdie storie. Naaman gaan na Elisa toe, sien natuurlik verskriklik uit na dit wat nou gaan gebeur. Maar Elisa kom nie uit nie. Hy stuur 'n boodskapper wat vir hom sê, gaan was jouself in die Jordaanrivier, 'n modderrivier, 'n rivier wat nou nie noodwendig bekend is vir sy skoonheid en vir hoe mooi is of vir sy genesende krag nie.
Kan julle dink hoe onnigter hierdie man moes wees? Alles opgepak, 'n klein fortuin saamgery. Verwag dat hy genees gaan word, net om absoluut weer te wees in sak en as waar hy was. Iewes skielik sien hy weer daai toekoms waar hy weggejaag gaan word en waar hy uitgeworpe gaan word. Gelukkig, 'n tweede keer, weer 'n keer, diensknegte. Vader, interessant hoe hulle hom aanspreek, wil u nie tog gaan doen wat hierdie man gevra het nie. So gaan Naaman na die Jordaanrivier toe, hy dompel homself 7 keer en ons lees dat hy genees is. Die beeld wat gebruik word is dat hy soos 'n jong seun gelyk het. Dit is eintlik maar soos uit 'n vel van 'n jong kind gehad. So Naaman het sy eie plan gehad. 'n Klomp goed verwag. Hy wou God voorskryf. Wat Elisa hierso kom doen is eintlik so 'n mooi voorbeeld en 'n baie belangrike les word daarin opgesluit. Elisa is nie die geneeser nie. Dis nie menslike toertjies en menslike arbeid wat genesing bring of wat die wonderwerke bring nie. God alleen het daardie voorreg. En in plaas daarvan om al die eer te ontvang as profeet, het die profeet dit reg gekry dat Naaman 'n ander reaksie het. Ons lees dat toe Naaman genees is en uit die rivier uitgegaan het, het hy gesê, die God van Israel is werklik God. Ons weet natuurlik dat sy lewe daarna nie dieselfde sou wees nie. Naaman was in nood, stikkend, weerloos, klomp verwagtinge gehad, wou die gewone paaie volg, wat hy gewoonlik sou doen, om moontlikhede te kry, om uitweg te kry. Al die gewone paadjies, al die gewone keuses, al die mag en invloed wat hy gehad het tot op hierdie punt, het hom nie gehelp nie. En uit die woord, of uit die mond van 'n slaaf, en van sy diensknegte, mense wat hy as waardeloos beskou het, kom die boodskap, gaan na die profeet toe, gaan na die Jordaanrivier toe. Nou, vriende, ons leef nou natuurlik in 'n ander wêreld, melaats is nie meer 'n doodsvonnis nie, daar is nog mense wat dit het, maar ek dink tog, hierdie stuk gaan nie net oor melaatsheid nie. Ek dink die rede waarom hierdie stuk ook in die Bybel opgeneem is want ons kan onsself in een of vele van die karakters in hierdie stuk raak sien. Miskien is jy Naaman. Miskien het jy al alles probeer, is jy op soek na 'n uitweg, is daar verskriklik baie probleme. Dalk is die boodskap wat jy gekry het, gaan sien net die sekere persone, gebruik het jou invloed, gebruik jou skatte en alles sal uitwerk. Miskien het jy al 'n klomp goed probeer, maar dit werk nie uit nie. Hier is die antwoord, gaan na God toe. God is die groot geneeser. Hy is die een wat reinig. Miskien is jy een van die dienaars, een van daai mense wat agter die skerms werk en soms ongesiens verbygaan, maar miskien is die eenvoudige ding wat jy kan doen, om te vertel van hierdie groot geneeser, hierdie groot Heer, wat wonders doen. Miskien is jy soos daardie slaafmeisie ook, jy kom nie eers agter dat die bietjie wat jy sê 'n groot verskil kan maak nie. Mag ons altyd aangaan om die waarheid te praat, soos hierdie meisie. Miskien is ons soos die gemeenskap wat saam met Naaman stap, wat hom ondersteun en hom aanmoedig en hom herinner aan hierdie boodskap. Moed inpraat, ondersteun. Ek wil nie te veel uitbrei nie, want ek is bang ek laat die teks nie die praatwerk doen nie, maar ek dink die verhaal van Naaman is 'n verhaal wat met ons ook praat. Dit is eintlik ons verhaal, want ons almal is op een of ander manier melaats, met baie respek gesê. Ons almal is maar gebroke, ons almal het een of ander gebrek, ons almal het al planne gemaak wat nie uitgewerk het nie. Ons almal het al gevoel het om ongesiens deur die wêreld te gaan. Ons almal ken daai gevoel waar ons ontnigter word, toe ons gedink het ons is in die middelpunt van die wêreld en dan verander goeders baie vinnig.
Maar die geneeser is daar. En miskien is die genesing deur die woord van 'n kind, deur die woord van 'n vriend, 'n eenvoudige woord, dalk is dit 'n rivier, dalk is dit die doop, dalk is dit die gemeenskap. Maar wanneer God ons kom genees, stuur hy ons uit om te getuig. Die boodskap hier is, wanneer die Here wel met ons werk, wanneer die Here wel iets in ons lewe gedoen het, moet ons nie daaroor kan stil bly nie. Ons moet ook hardop kan sê, maar die God van Israel is werklik God. Ek gaan vra dat ons vir 'n paar oomblikke net so sit, ons dink aan hierdie teks, daar sal 'n lied weer begin speel, en dan sal ek vir ons voortgaan met gebed. Vriende, ons is nie alleen in hierdie wêreld nie. Ons is deel van 'n geloofsgemeenskap wat saam bid vir vrede en genesing vir alle nasies. En hierdie week, 5 tot 11 Julie, bid die Wêreldraad van Kerke spesifiek vir lande soos Sudan, Suid-Sudan en Uganda. Nou soos Naaman genees is van sy melaatsheid, so bid ons dat hierdie lande ook genees sal word van hulle wonde. Soos die slaafmeisie die moed gehad het om te praat, so bid ons dat dat die wat geen stem het nie, sal praat. Soos die dienaars Naaman gehelp het om te bid, en ook om raak te sien, so bid ons ook dat ons mekaar kan help om God te kan sien. En daarom gaan ons nou saam bid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil gedoen word, soos in die hemel en so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Here, ons bid vir Sudan, 'n land wat jare van konflik geken het. Vir die mense wat hul huise verloor het, vir die kinders wat nie skool toe kan gaan nie, vir die moeders wat nie weet waar hul kinders is nie. Bring vrede wat die verstand te bowe gaan. Here, ons bid vir Suid-Sudan, die jongste nasie, wat reeds soveel pyn geken het, vir die mense wat in vrees leef, vir die mense wat in afgeleë gebiede woon, en die geesteswêreld vrees, dat hulle U mag as verlosser sal leer ken. Bring genesing waar daar verdeeldheid is, en hoop waar daar wanhoop is. Here, ons bid vir Uganda, 'n land wat gasvry was vir soveel vlugtelinge, maar wat self ook sukkel. Vir die wat op soek is na werk, vir die wat siek is en nie mediese sorg kan kry nie, vir die wat alleen is en nie weet waar om te draai nie. Bring hulle na die geneeser. Here, ons bid ook vir ons eie melaatsheid, die plekke waar ons alleen is, die plekke waar ons ongesien word, oorgesien word, die plekke waar ons wegdraai van ander. Was ons, reinig ons en maak ons heel. En stuur ons dan, nie met beursies nie, maar met oop hande, nie met planne nie, maar met 'n teenwoordigheid, nie alleen nie, maar saam, om te getuig dat U die enigste God is, die geneeser van die gebrokenes, die verlosser van almal wat alleen is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons het vandag gehoor van 'n man wat uitgeworpene was en genees is. Ons het gehoor van God wat die eenvoudiges gebruik om iets groots te doen. Ons het gehoor van 'n geneeser wat nie met 'n skouspel kom nie, maar met 'n eenvoudige opdrag. En ons het besef, die verhaal van Naaman
is ons in ook, soos Naaman, is ons ook uit 'n put getrek, ons is ook gereinig en heel gemaak, en soos Naaman word ons ook om te gestuur, om uit te gaan. Om uit te gaan en te gaan sê, daar is geen God behalwe die God van Israel nie. So gaan dan ook uit met die wete, dat die Here jou sal seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou wend en vir jou vrede gee, en mag jy soos Naaman uit die water opstaan as 'n nuwe mens. Mag jy soos die slaafmeisie die moed hê om te praat. Mag jy soos die dienaars die eenvoudige uitwys. En mag jy soos Elisa die geneeser wys, wat almal wat gebroken is, kom red. Gaan in vrede, genees die siekes, bring vrede en wys wie die geneesheer is. Amen.